staan hier op die plaas by 'n ou skuur wat omtrent gebou is in die jare 1850, 60 en wat so 4 jaar gelede deur 'n veldbrand in puin gelê is. Maar ons heroorweeg nog die restaurasie daarvan tot ons al die nodige fondse opneem. Dit is gewoonlik in tye soos hierdie dat mense die vraag vra: hoe kan ek positief bly as my omstandighede negatief is? Hoe kan ek werklik kop bo water hou as ek werklik in die diep water is? Hoe kan ek kalm en rustig bly te midde van 'n pandemie waarin ek myself bevind? Wel, ons gesien, in Jesaja 7 vers 9 kom gee God vir ons die klinkklare antwoord: julle moet glo. God sê dit is net as jy glo, wat jy werklik kop bo water gaan hou, wat jy werklik gaan kan cope met omstandighede wat nie altyd maklik of lekker is nie. Maar wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons: geloof is om oortuig te wees van dit wat ons nie sien nie. Om oortuig te wees van wat? Van dit wat ons nie sien nie. Met ander woorde, mense sou kon sê, geloof beteken ten diepste om te sien wat ander mense nie sien nie. Ons het daar in 2 Konings 6 hierdie pragtige voorbeeld en verhaal van Elisa en sy slaaf. In daardie tyd van Elisa het Israel en die Arameërs oorlog gemaak met mekaar en die koning van die Arameërs het keer op keer verrassingsaanvalle probeer loods op die Israelitiese troepe. Maar Elisa met sy profetiese vermoëns het keer op keer sy planne in die wiele gery. En dan was die Israelitiese troepe voorbereid op die Arameëse invalle. En toe die koning van die Arameërs hoor dat dit die profeet Elisa is wat sy planne elke keer in die wiele ry, het hy besluit hy gaan vir Elisa gevange neem. En so het hy dan toe een nag na die stad Dothan, dis die stad waarin Elisa gewoon het, 'n sterk mag van perderyters, strydwaans en soldate gestuur om dan nou vir Elisa gevange te neem. Na die volgende oggend, toe die slaaf van Elisa opstaan, oude gewoonte kombuis toe stap om koffie te gaan maak en by die venster uit te kyk oor hoe lyk die nuwe dag wat aan die breek is, het hy gekyk, hy kon sy oë nie glo nie. Want die hele stad wemel van Arameese troepe en soldate. Die hele stad is omsingel en jy sien net Arameese strydwaans, perderyters, soldate. Angsbevange hardloop hy na Elisa toe en sê: meneer, word wakker. Dit is nag vir ons. Dis verby. Dis slaappraat. Ons het nie 'n kans nie. Die hele stad is omsingel met Arameese troepe, perderyters, strydwaans. Elisa staan op, stap ook na die venster toe, gaan kyk deur dieselfde venster en ja, hy sien hierdie oorheersing van Arameese troepe wat die wêreld vol is. Hy kyk na sy slaaf en hy sê vir hom: moenie bang wees nie. Relax. Wees kalm, want die wat by ons is baie meer as hulle. Ek kan in my verbeelding hoor hoe die slaaf met Elisa beklei het. Hy het hom gesê: meneer, is jy van die pad af? Besef jy nie die realiteit nie? Besef jy nie die geweldige gevaar waarin ons verkeer nie? En die volgende oomblik het Elisa 'n kort gebed gedoen. Hy bid, hy sê: Here, maak tog hierdie slaaf se oë oop, dat hy kan sien. En die volgende oomblik het die gees van God sy slaaf se oë oopgemaak. En wat sien hy toe? Wat sien hy toe? Hy sien die berge rondom hulle is vol perde en strydwaans van vuur. Natuurlik die heerlike, magtige teenwoordigheid van God wat hulle omvou het. As jy vandag deur jou venster kyk, wat sien jy daar buite? Sien jy COVID-19 virusse? Sien jy resessie? Sien jy rommelstatus? Sien jy jouself in 'n doodloopstraat? In die donkerste nag? Sien jy jouself in die diepste put? Miskien in die dal van doodskaduwee? Sien jy nog 'n dag van inperking, nog 'n dag van isolasie? Wat sien jy? Of sien jy die magtige, heerlike teenwoordigheid van God, wat ook vanoggend en vandag vir jou omvou,
vir jou omarm, vir jou omhels. Hierdie gedeelte gaan nie eintlik oor Elisa nie, maar dit gaan oor die God van Elisa, wat ook ons God is. En hierdie God is getrou. Hy het nog nooit 'n karaktertoets gedop nie. Hy bly getrou, sê Paulus, al is ons soms ontrou. Daarom kan ons juis blymoedig en vrolik op die Here vertrou, terwyl ons uitsien dat hierdie COVID-19 verleentheid ook deur sy genade vir ons omskep sal word in 'n heerlike, feestelike geleentheid van genade. Ons Hemelse Vader, so baie dankie dat U die getroue God is, wat altyd vir ons omvou met U heerlike teenwoordigheid. Kom Heilige Gees en maak ook vandag ons oë oop, dat ons kan sien wat ander mense nie kan sien nie. Dat ons, waar ander mense spooke sien, engele sal sien. Waar ander mense verleenthede sien, dat ons geleenthede sal sien. En waar ander mense maar net sien 'n ruwe ou houtkruis, sien ons in daardie ruwe ou houtkruis die sagte glans van 'n geopende hemelpoort. Jesus, ons bid dit in U naam alleen. Amen.